Okay, ek het gesien die video's wat die meeste gesien word of gekyk word is oor faktorisering en toe het ek gedink, wel ek het nog nie 'n video gemaak om te wys wat doen ons as ons moet faktoriseer, as ons 'n 3 term het, maar as die term voor die x kwadraat nie 'n 1 is nie, want gewoonlik as daai 'n is, maak dit die lewe maklik, maar sodra hierdie 'n 2 is of 'n 3 of 'n 4 of een van 'n ander getal wat nie 'n 1 is nie, dan maak dit baie moeilik. Nou daar's klomp maniere om hierdie te doen. Ek het ek gaan die manier verduidelik wat die maklikste is om te verduidelik en die maklikste is om te verstaan in my ervaring. Maar daar is ander maniere, regtig baie. Daar's klomp, maar hierdie is die een. En dan aan die einde van hierdie video gaan hierdie gaan 'n bietjie van 'n langer video wees want ek gaan 'n klomp voorbeelde doen. En aan die einde van die video gaan ek 'n ander voorbeeld wys of 'n ander manier om hierdie te doen wat dis nie noodwendig wiskundig korrek nie, maar dit kom ook by die regte antwoord uit. So dis half soos 'n bietjie ondergrondse wiskunde as jy dit so wil sê. Okay, maar kom ons kyk gou. Wat het ons gewoonlik gedoen? Gewoonlik as ons 'n 3 term faktoriseer, in die vorige video sal jy gesien het, ons moet 'n 2 getalle kry wat ons maal om by -10 uit te kom en dan moet ons 'n getal kry. Daai 2 getalle wat maal moet dan plus of minus tot by hierdie getal -1. Nou, ons gaan dit net bietjie anders te doen, maar dis baie dieselfde. In hierdie geval, wanneer hierdie nie 'n 1 is nie, gaan ek hierdie getal, wat ek hier kry, hierdie 2, gaan ek maal met die konstante nommer, en ek gaan net dink aan -20, want dis wat ek gaan kry as ek daai 2. En hierdie nommer is nou, of hierdie getal, is nou die getal wat ek mee werk. In plaas van die konstante, dis nou die nuwe getal, en ek gaan vir myself vra, wat se 2 getalle wat ek maal, kry -20, en as ek hulle bymekaar tel, kry ek -x. Nou ek kan al die faktore uitskryf soos 1 en 20, maar 21 gaan of 21 gee of 19, 2 en 10, hulle gaan nie regtig werk nie, want ek gaan nie by 12 of 8 gaan uitkom, maar daar is 4 en 5 gaan werk, right? Want ek weet as ek 4 en 5 maal kry ek 20, en 4 en 5 daar's net een verskil tussen die twee. So ek gaan hierdie oorskryf, ek gaan die 2x kwadraat daar los. Nou gewoonlik het ons mos net die dadelike hakkies gemaak. Hakkie, en dan het ons nou allerlei goedjies ingevul, maar in hierdie een is daar al vir 'n bietjie van 'n ekstra stap. So ek gaan hierdie getal anders te skryf. Nou, daai is -1x. So -1x. En ek kan -1x op verskillende maniere skryf. Ek kan dalk kom opbreek en in hierdie geval gaan ek nou die 4 en die 5 kyk, en jy sal saamstem as ek -5x vat, en ek plus 4x, gaan ek by -1x uitkom. En dis wat ek nou in hierdie geval gaan doen. Ek gaan hierdie term half opbreek tussen hierdie 2 goed, en ek gaan dit oorskryf in wat het ek gesê, -5x, en plus 4x. En hierdie deel gaan ek nou maar net daar los as -10. So, ek het hierdie term opgebreek in daai 2. En nou wat gaan ek nou doen? Wel, nou gaan ek hier het ek 'n 4 term, daar's niks wat hier dieselfde is nie. So ek gaan daai 2 saam probeer faktoriseer en daai 2 saam faktoriseer. So in hierdie eerste deel, al wat ek kan uithaal is x. En hierdie gaan wees 2x minus 5. En hier kan ek 'n 2 uithaal, so ek kan skryf plus 2. En daar gaan bly 2x minus 5. En jy sal sien, wow, kyk hoe gelukkig is ons, hier's gemeenskaplike hakkies. So nou kan ek net die gemeenskaplike hakkie neerskryf. En 2x minus 5 is die gemeenskaplike hakkie. En wat oorbly is hierdie x en die plus 3. Plus 2. Okay. En ons kan gaan uittoets. Ek stel altyd voor jy toets het. 2x maal x gaan daai 2x kwadraat gee. As ek hierdie 2 maal, gaan ek minus 5x kry. As ek daai 2 maal, gaan ek plus 4x kry. En hulle gaan saam minus x vir my gee. En dan laastens het ons 'n minus 5 maal 'n plus 2 wat 'n minus 10 gaan gee. So dis bietjie van 'n ekstra stap omdat ons hierdie opbreek en split. Maar kom ons kyk gou na die volgende voorbeeld. Ek gaan 'n bietjie bord skoon maak, net daai wegkry.
Ok, kom ons kyk na die volgende een. So, in plaas van net na die minus 3 te kyk, gaan ek sê 2 maal minus 3, so dit is minus 6. So ek skryf net minus 6 hier vir my iewers, en dan sê ek, ok, wat is twee getalle wat ek maal, gaan minus 6 gee, maar as ek hulle optel, daar is ons nou 'n 1, né? So ek gaan 'n liggiese 1 daar skryf, gaan ek by plus 1x uitkom. Ek worry nie regtig te veel oor die x nie, ek worry meer oor daai plus 1. En 1 en 6, dit gaan nie werk nie, want met 'n 1 en 'n 6 gaan ek of by 7 of by 5 uitkom, maar met 2 en 3 kan ek actually daar bykom. So kom ons kyk gou, ek moet 'n positiewe getal hê, so my groter getal gaan 'n positiewe getal moet wees en die kleiner een 'n negatiewe getal. Die rede hoekom hierdie negatief en positief is omdat daai 'n minus 6 is. So ek moet hierdie twee maal en by 'n minusgetal uitkom. So nou gaan ek net hierdie oorskryf, so ek doen die 2x kwadraat los ek. En ek gaan hierdie plus 1x half anderste oorskryf as minus 2x plus 3x. Want as ek minus 2x het en ek plus 3x, dan kry ek x en dit. En jy kan nou dalk vra, maar wat gebeur as ek eers plus 3x skryf en dan minus 2x? Wel, dis okay. Jy gaan, dit maak nie regtig 'n verskil nie. Jy gaan net die ander rakkies anders te kry. Daar sal iets gemeenskaplik wees. En as daar niks gemeenskaplik is nie, dan haal jy gewoonlik maar net 'n 1 uit. Maar kom ons kyk gou nou. Hierdie een, so ek gaan 'n 2x kan uithaal, en wat bly oor is x minus 1, en hier gaan ek 'n 3 kan uithaal, en daar bly oor x minus 1, en dan kan ons sien, ons is weer baie gelukkig. Ons het 'n x minus 1 gemeenskaplike hakkie, x minus 1 en 2x plus 3. En ja, ons kan dit gaan toets, maar ons sal sien x maal 2x is 2x kwadraat, so daai deel werk. Hierdie gaan minus 2x gee, en daai gaan plus 3x gee, en as ek dit bymekaar tel, dan kry ek plus x, wat daai is, en minus 1 maal 3 is minus 3. Ok, so ek het nog 2 voorbeelde, hierdie is bietjie van 'n langer video, maar as jy het klaar verstaan, dan kan jy mos nou ophou om na die video te kyk. Ek bedoel, niemand sê jy moet ander video's kyk as jy goed verstaan nie. Ek stel altyd voor, jy doen actually die vraag voor jy weet, net na my kyk. So, hier het ek bietjie van 'n ander een, 3x kwadraat plus 14x plus 8, dus 1. En kom ons sê 2x kwadraat plus 9x plus 9. Ok, so kom ons kyk na hierdie, gaan maar baie op dieselfde manier werk. So ek sien hier ons 'n 3 en 'n 8, so ek gaan dit maal, en dis 'n positiewe getal, so 3 maal 8 is 24. En nou gaan ek kyk, wat se twee getalle wat ek maal, gee vir my, wel 24, en as ek hulle bymekaar tel is 14, en 2 en 12 gaan werk. So ek gaan hierdie oorskryf as 3x kwadraat, en dan hierdie term gaan ek anders skryf as plus 12x plus 2x, want 12x plus 2x is 14x. En daai 8 gaan ek net oorskryf, en nou gaan ek net verder faktoriseer. Hier gaan ek 'n 3x kan uithaal, en daai gaan x plus 4 wees, as ek dit nie mis het nie. En hier gaan ek 'n 2 kan uithaal, daar word x plus 4 weer, x plus 4, 2 maal x is 2x, en 2 maal 4 is 8, so dit werk, en dan sien ons, wonder bo wonder, dit werk weer uit. Ek kry x plus 4 as gemeenskaplike hakkies, en wat oorbly is die 3x plus 2. En kom ons kyk gou na daai voorbeeld, bietjie ander kleur pen hier uitkry, kom ons doen hom sommer in blou. 2 maal 9 is 18, en dis nou die nuwe getal waarna ek kyk, en 18, wat se twee getalle gaan ek maal om 18 te kry, en bymekaar tel om 9 te kry, en 3 en 6 dink ek gaan werk. So ek gaan hierdie oorskryf, 2x kwadraat, hierdie half opdeel in 2 goed as plus, wel, ek gaan sommer al twee maniere wys. So kom ons sê ek het eers geskryf 3x, en dan plus 6x, en dan plus 9, so ek gaan, kom ons maak net 'n sterkie hier, ek gaan hierdie stap net, nou gaan ek daai twee terme omruil, dan kyk ons of ons uitwerk. Nou kan ek net 'n x uithaal. Ok, wag, nie hakkie skryf nie. Kan 'n x uithaal, en dan bly daar 2x plus 3 oor, en hierso kan ek 'n plus 3 uithaal, en daar bly 2x plus 3 oor, gemeenskaplike hakies weer, en ek het 2x plus 3, en x plus 3. Ok, so dit is, as ek hulle
geskryf het in daai volgorde. As ek hulle in 'n ander volgorde geskryf het, laat ek sommer hulle hier doen. Ons kyk gou wat se kleur gaan ek gebruik. As ek geskryf het 2x² plus 6x plus 3x plus 9. Sou dit dan ook uitwerk? Wel, in hierdie geval kan ek sommer 'n 2x uithaal hierso en daar bly oor x plus 3. En hier gaan ek 'n plus 3 kan uithaal en daar bly oor x plus 3. En weer sien ek daar's gemeenskaplike hakies en x plus 3 en dan 2x plus 3. En dan sien ek, okay, wel daai x plus 3 hakkie het ek nou maar net eerste gekry in daai geval, of hierso en hierso, so het ek 'n tweede gekry. So dit maak nie saak hoe jy hulle vat nie. Partykeer as jy neerskryf sal jy dalk voel, okay, wel as jy hulle neerskryf sal jy sien, hier's 'n 2, ek sal dalk eers die 6x wil skryf want ek sien daai 2 en 6 gaan mooi saamwerk en die 3 en die 9 gaan saamwerk. Maar as daar niks is nie, dan haal jy gewoonlik maar net 1 uit en dan skryf jy maar net die term neer. Okay. Nou, die volgende kom ons sê toertjie wat ek gaan wys is, wat doen jy as jy jy weet, hierdie is 'n ander manier, daar's 'n ander manier om hierdie te doen. Dit is nie regtig wiskundig korrek nie, het ek gesê, en nou gaan ek gou vir jou wys. In hierdie geval is al hierdie goed wat ek geskryf het, is dieselfde. Hierdie is dieselfde, is gelyk aan dit, is gelyk aan dit, is gelyk aan dit. Maar met hierdie ander manier, ek gaan sommer skryf net, pas op, dink ek. Maar as jy braaf is, kan jy hierdie gebruik. Ek gebruik altyd hierdie manier. Dit is vir my 'n lekker manier en dit werk nogals vinnig. So, kom ons kyk gou. So hierdie, kom ons maak net daar 'n lyn af. So wat ek doen as ek hierdie kry, 3x² plus 14x plus 8, ek doen hierdie toertjie, ek maal daai 3 met 8, so ek maal met 3, en ek skryf hierdie oor. Nou, wat baie belangrik is, wat ek nou neerskryf, is nie dieselfde as die vorige stap nie. Okay, so hierdie is nie dieselfde, dis nie dieselfde as dit nie, so baie belangrik. Maar, kom ons gaan dit aan. Kom ons kyk wat doen ek. So nou het ek gewone 3 term en ek hanteer hierdie 3 term nou op dieselfde manier as wat ek my gewone 3 terms hanteer. So ek maak my hakkies, ek skryf my x, ek kry my 2 getalle wat maal tot 24 en dit gaan wees 2 en 12 en hulle gaan bytel tot by 14 en dis hy. Hier is nog steeds nie dieselfde nie. Maar wat ek nou doen is, ek sien, wel, ek gaan nou 'n triek doen, waar ek daar gemaal het met 'n 3, gaan ek nou, en dis nou waar die ondergrondse vreemde wiskunde seker maar vandaan kom, hier gaan ek deel met 'n 3. Nou, jy moet maar eers met jou wiskundeonderwyser praat en vir hulle vra of jy hierdie moet doen, want ek dink jy gaan hulle verwar, want, wel, nie altyd nie, daar is baie wiskundeonderwysers daar buite wat weet hoe hierdie werk, maar omdat dit nie wiskundig korrek is nie, gaan hulle dit heel waarskynlik nie vir jou leer nie, so ek vat seker nou maar kans, maar anyway, so kom ons kyk gou. In die eerste geval, hierdie x plus 2x, as ek daai 2 deur 3 deel, ek hou nie baie daarvan nie, want dit gee vir my jy weet, hierdie breek, wat ek nie van hou nie. So ek gaan dit net daai 3 vat, en ek gaan hom voor daai x skryf. So jy gaan dan wees, hoekom doen ek dit? En ek sê, ek weet nie, maar dit werk. So ek gaan 3x skryf plus 2. Kyk, ek het daai 3 net nie met hom gedeel nie. En in hierdie geval deel dit mooi uit. X, 12 gedeel deur 3 is eintlik 4. So, as ek 'n breek sou kry, dan trek ek die noemer vorentoe, en as ek 'n mooi getal, 'n heel getal kry, dan doen ek dit nie. En daar kan jy sien, dit het dieselfde antwoord gegee, 3x plus 2 en x plus 4. So hierdie is nou weer gelyk aan hierdie, maar hierdie is, ja, ek weet nie, dis nou, ek noem dit underground math, of ondergrondse wiskunde, maar dit werk briljant. So ek gaan nog 'n voorbeeld doen van dit, so maar een van die ander voorbeelde wat ons gedoen het, maar ek sal sê, jy moet heel waarskynlik, jy kan dit dalk kan jy vir jou wiskunde onnie by die skool wys, hey, ek het hierdie manier gesien, maar jy moet net dit asseblief reg verduidelik, dat dit nie die ideaal en die perfekte manier is, noodwendig nie. So kom ons kyk gou wat 'n ander voorbeeld het ons gedoen. Ons het gedoen 2x² plus x minus 10. So wat ek gedoen het, is ek het daai 2 gemaal, en toe het ek net oorgeskryf x² plus x minus 20, en ek weet hierdie is
nie gelyk aan dit nie. Jy hoef nie noodwendig dit te skryf nie, maar ek doen dit nou maar net, want jy weet hierdie is nou 'n wiskunde video waar ek nou net als probeer reg doen. En ons kan hierdie ook faktoriseer, en ons kry ons gewone 3-term faktorisering, wat se twee getalle maal tot by minus 20, en gaan vir my 1 gee, so dit gaan 'n 4 en 'n 5 wees, en die 5 gaan positief moet wees, en die 4 gaan negatief moet wees, want ons gaan minus 4x en plus 5x kry, so en ons die 1, en dan moet ek onthou, ek het met daai 2 gemaal, so ek gaan moet deel, en dan in hierdie geval, daai 2 kan mooi indeel, so x minus 2 gaan werk, 4 gedeel deur 2 is 2, hier gaan dit nie mooi lyk nie, so ek gaan, jy weet, ek gaan hierdie vreemde getal kry, wat 'n breek is, so ek van daai 2 en ek skryf dit voor die x, en ek hou daai 5 dieselfde. So as jy nie van hierdie manier hou nie, moet dit nie doen nie. Ek het maar net gedink, dis 'n baie interessante manier, en vir my werk dit baie vinnig, maar in wiskunde, dalk hou jy nie van een van die 2 maniere wat ek gebruik het nie, maar jy weet, jy hou dalk van 'n tabelmetode, maar hierdie is net die 2 maniere wat ek gevind het, kinders die meeste van hou. Anyway, enjoy!